Vriende, ons lees vanoggend saam Kolossense 4 vanaf vers 1 tot 6. Julle is welkom om saam te blaai. Kolossense 4. Kolossense 4. Julle eienaars moet aan julle slawe gee wat reg en billik is. In die wete, dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Volhard in gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. Bid terselfdertyd ook vir ons dat God vir ons 'n deur vir die woord sal oopmaak, om die misterie van Christus te verkondig, dit waarvoor ek in boeye is, en bid dat ek met die regte woorde sal kan verduidelik. Tree met wysheid teenoor buitestanders op, en koop die tyd uit. Julle woorde moet altyd van goeie smaak getuig, met sout besprinkel word, sodat julle kan weet hoe om 'n ieder en 'n elk te antwoord. Dis ons teksgedeelte vanoggend. Ek lees gou net weer daai stukkie van vers 2. Volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as julle bid. Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons 'n deur vir die woord sal oopmaak, om die misterie van Christus te verkondig, dit waarvoor ek in boeye is. Nou vriende, ek is seker dat julle al hierdie storie gehoor het, maar daar's 'n baie bekende storie wat al vir jare vertel word, en daar's verskillende weergawe rondom dit, maar ek gaan vanoggend net 'n verkorte weergawe daarvan vertel wat ek al voorheen gehoor het. Daar's eendag 'n baie groot maatskappy wat in die buiteland iewers is. Hulle verkoop skoene. Dis 'n reuse maatskappy en hulle besef daar's dalk 'n geleentheid om uit te brei in Afrika. En so hulle stuur 2 verkoopsmanne na 'n dorpie iewers in die middel van nêrens toe, om 'n bietjie te gaan kyk wat aan die gang is. Is daar geleentheid, wat is die storie? So hierdie 2 verkoopsmanne kom daar aan en hulle kom iets agter. Hulle kom agter, niemand dra skoene nie. Almal is kaalvoet. So een van hierdie verkoopsmanne stuur amper dadelik 'n boodskap terug na hoofkantoor toe. En die boodskap wat hy terugstuur hoofkantoor toe is die volgende: niemand hier dra skoene nie, sal binnekort terugkeer. Die ander verkoper stuur ook 'n boodskap terug na hoofkantoor toe, maar hy sê die volgende. Hy sê, niemand hier dra skoene nie, stuur asseblief so gou as moontlik voorraad. Die kern van hierdie staaltjie of storie wat mense vertel is perspektief. Baie keer in ons lewens kyk ons rondom ons en ons sê, niemand dra skoene nie, dis hopeless, hier's nie besigheid vir ons om te doen nie. Maar julle hoor dat hierdie verkoopsman sien nie wat is nie, hy het die verbeelding om te sien wat kan wees. Hier is 'n klomp mense wat nie skoene dra nie. Perfek, hulle het nie skoene nie. Ons kan hulle skoene verkoop. Ons tema vir voorbiddingsweek was om weer te kyk. Kyk weer. En die hele idee was dat ons weer inwaarts kyk na onsself, na die wêreld buite ons, maar ook in opwaarts kyk na afhanklikheid van God. En luister, waar is die Here besig in ons lewens? Waar kan ons die Here raak sien? Waar is die Here aan die werk? En dit is so dat baie keer wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, dan voel ons mismoedig, moedeloos, dinge lyk sleg. Maar soos vanoggend se teksgedeelte vir ons wys, gaan ons nou 'n bietjie verder reflekteer. Gee die Here ons eintlik wonderlike geleenthede te midde van ons situasies, te midde waar ons is in ons lewe, wat rondom ons aan die gang is. Juis eintlik die goeie nuus van God met mense rondom ons te deel. Dat ons nie magteloos voel nie, maar gereed en gewillig
vir God se plan in ons lewens. So kom ons gesels dalk 'n bietjie oor wat ons lees vanoggend. Ons het vanoggend Kolossense 4 gelees, dit word toegeskryf aan Paulus. En ons verstaan dat Paulus in hierdie tyd in die tronk was of onder huisarrest. Daar's 'n bietjie van 'n verskil oor wat en waar presies. Punt van die saak is, Paulus was 'n gevangene gewees. Hy kon nie net uitgaan en rondloop en doen wat hy wil nie. Hy was gevange gewees. Hy was, soos hy dit hier stel, in boeye. En hy is besig om te skryf aan 'n gemeenskap in Kolosse. En hierdie gemeenskap in Kolosse het hy nie gestig nie. Dit is altyd triekie as jy skryf aan mense wie jy nie regtig ken nie. Maar dit is Paulus se roeping om hierdie werk te doen. So hy skryf aan hulle. En in hierdie gemeenskap is daar 'n bietjie konflik. Daar's onsekerheid op party mense oor wie Christus werklik was. En daar's mense wat Christus se goddelikheid bevraagteken. En so Paulus skryf hierdie brief om hulle weer op die regte koers te bring, om wysheid in hulle in te bring. En hierdie gedeelte wat ons vandag lees is die einde van sy brief. Hy begin nou groet hierso. En hy los hulle met die laaste woorde voor hy amptelik hulle groet, deur hulle te herinner aan hoe lyk dit om met wysheid en liefde op te tree in jou gemeenskap? En hoe en watter belangrike rol gebed speel in julle roeping as gelowiges. Dis so of die dinge waarmee hy die brief afsluit. Maar wat vir my merkwaardig is as ek hierdie gedeelte lees, is om te dink aan die konteks. Aan daai einste feit dat Paulus besig is om hierdie brief te skryf as 'n gevangene. Hy is toegesluit. Hy is in 'n slegte situasie. Hy is toegesluit deur die feit dat hy die woord verkondig het en mense vertel het wie Jesus Christus is, dat hy sy werk en sy roeping uitgevoer het, deur 'n goeie getroue disipel, apostel te wees van God, is hy toegesluit. Sy vryheid is van hom weggeneem, het hy geen regte nie, afhanklik van ander mense om hom te voorsien. Julle moet verstaan, in daai tyd, as jy toegesluit was in die tronk, het hulle nie jou sel oopgemaak, en dan het jy na die kafeteria toe geloop, jy het kos gekry, jy kon 'n bietjie buitentoe gaan, en oefen, dalk 'n bietjie weightlifting doen in jou, dis nie hoe dit gewerk het nie. As jy in die tronk gegooi was in daai tyd, was jy in 'n plek ingegooi, en jy maak staat op ander mense se goedhartigheid om vir jou kos te bring, om vir jou te sorg. Hulle organiseer nie daai goeders vir jou nie. Jy is op jou eie. So Paulus is regtig in 'n moeilike situasie. Hy is afhanklik van mense van buite af om vir hom te sorg. Hy gaan deur 'n moeilike tyd. Hy kan nie sy werk doen soos hy normaalweg gedoen het nie. Hy is toegesluit. En hoe reageer hy teenoor hierdie situasie? Sy antwoord teenoor hierdie mense is, bid asseblief vir my. Maar hy vra nie vir hulle, bid dat hierdie hekke oopgaan en ek kan uitloop nie, bid dat ek weer daar buite kan kom en my werk kan doen nie. Nee, Paulus bid vir 'n oop deur. Nie 'n fisiese oop deur nie, maar 'n geleentheid om met die mense te werk wat rondom hom is. Die man is in die tronk, en hy vra vir die mense in die gemeentes aan wie hy skryf, om te bid dat die Here hom sal help om die regte woorde te hê en die regte geleenthede om die mense te vertel van die evangelie wat sy tronkwagte is, wat rondom hom is. Dink net hoe ongelooflik dit is. Hy dink nie aan homself nie, maar hy dink aan die evangelie. So gebou op hierdie boodskap voel ek dat Paulus vir ons 3 dinge agterlos hier aan die einde van ons week van gebed. 3 dinge wat ons saam met ons kan bring, en dit is so al 3 G's. Paulus beklemtoon geloof, getuienis en gereedheid. 3 G's. Geloof, getuienis en gereedheid. Kom ons begin by die eerste ene. Paulus moedig die gemeenskap van Kolosse aan om te volhard in hulle geloof. Wat maak nou so? Om te volhard in hulle geloof. Die boodskap aan ons vanoggend is om ondanks ons omstandighede aan te hou om te bid. Te werk aan ons geestelike lewe, ander mense op te dra in gebed, te bly vas staan in ons geloof te midde van uitdagings. Paulus moedig ons vanoggend aan
om te volhard in ons geloof, te vas te bly staan in ons geloof, net soos wat hy vas bly staan in sy geloof. Die tweede ene is rondom getuienis, om waaksaam te wees in ons getuienis. Wat beteken dit? Om waaksaam te wees beteken om voortdurend oplettend te wees. Dit is 'n aktiewe staat van bewustheid. Met ander woorde, om oop oë deur die lewe te loop en rond te kyk waar die Here besig is. Om aan te hou met ons getuienis, om die goeie nuus te deel met mense daar waar ons die geleentheid kry. Om elke geleentheid te gebruik in ons lewens om die boodskap van God se evangelie op te dra aan die mense rondom ons. Dit beteken om te soek en te wag op die Here. So ons word uitgedaag om te volhard in ons geloof, waaksaam te wees in ons getuienis, maar dan moet ons ook gereed wees, en dis die oop deure waar Paulus hierso van praat. Ons moet reg wees wanneer die Here ons roep. Dit help nie ons volhard in ons gebed, ons vra vir die Here om ons te lei, ons hou ons oë oop by die wêreld rondom ons om te soek vir geleenthede, en dan wanneer die Here 'n deur vir ons oopmaak, doen ons niks nie. Die Here roep ons om gereed te wees om deur daai oop deur te gaan. Om nie net te bid vir uitkomste nie, maar die geloofsprong te vat en te vertrou wanneer die regte geleentheid oor ons pad kom. As ons daai 3 dinge saam met ons kan hou aan die einde van hierdie gebedsweek, gaan ons ver kom in hierdie jaar. Om aan te hou volhard, aan te hou te bid, waaksaam te wees rondom ons waar die Here besig is en gereed te wees as die geleenthede oor ons pad kom. Nou wil ek afsluit deur terug te kom na Paulus toe. Want Paulus se getuienis onderstreep al hierdie dinge. Hierdie man is 'n gevangene, maar terwyl hy 'n gevangene is, bid hy vir 'n geleentheid. En ek dink wat dit vir my leer is dat ongeag jou omstandighede, kan die Here in jou lewe werk. Ek dink baie keer wag ons soms vir dinge in ons lewens om in plek te val, voordat ons die Here se roepstem antwoord. Ons wag baie keer vir dinge om uitgesort te word, of dalk wil ek eers aan myself werk, of dalk is ek nie gereed nie. Ons voel dalk ons lewens is 'n bietjie te mekaar of gemors, so ons kan nie regtig iets goed doen of die Here se hande en voete wees in hierdie lewe nie. Maar wat Paulus vir ons kom wys vanoggend is, dit maak nie saak waar jy is nie, jy kan selfs in 'n tronk wees in 'n vreemde land. Die Here gebruik jou steeds daar waar jy is. Die Here maak deure oop ondanks ons omstandighede. En wat Paulus probeer sê is, hierdie goeie nuus van Jesus Christus beweeg ons van mense wat gevangene is deur ons omstandighede, na mense wat deur oop deure beweeg en lewe soos getuies van God se liefde op hierdie aarde. Daarom los ek julle met 'n vraag. Is jy op die uitkyk vir oop deure in jou lewe? Is ons daai tipe Christene wat maar net aangaan met ons lewe sonder kerk te kom? Of is ons daai tipe Christene wat alles wat ons doen aan die Here opdra, vertrou vir die Here vir uitkomste? By ons werk, in ons persoonlike lewe, met ons worstelinge, met ons blydskappe, is ons die Christen wat soek waar God aan die werk is en vra, hoe kan ek deel word van God se koninkryk op aarde? Amen. Here, dankie dat ons kan leer uit hierdie wonderlike voorbeeld wat Paulus vir ons stel. Dat hy te midde van sy omstandighede nie te neergedruk is nie, maar aanhou om sy goeie werk te doen soos U hom beveel het. Heilige Gees, ons bid dat U ons sal kom versterk en inspireer. Here, ons is soms bang en skrikkerig en onseker oor klomp verskillende dinge. In ons lewens voel soms die mekaar en chaoties. Maar Heer, vanoggend wil U vir ons kom sê dat U werk ten spyte van ons lewens en ons omstandighede. U roep ons om in tye van ontwrigting vas te hou aan ons geloof, ons getuienis
en om gereed te wees om te volg wanneer U vir ons die geleentheid gee. Bemoedig ons in die week wat kom, Here, en mag ons werklik lewe soos verteenwoordigers van U op hierdie aarde. Amen.